Die Weskaapse minister van Landbou, Dr. Ivan Meyer, het boere en verteenwoordigers van die boereverenigings op uitnodiging van raadslede vandag in Mosselbaai toegespreek oor 5 fokuspunte waarmee hulle reeds 'n geruime tyd besig is vir landbou in die Weskaap. Een van die fokuspunte is gestruktureerde onderwys, opleiding en navorsing. I want this towns to have more agricultural schools. Hulle kan van hierdie ander vakke wegsmy. Wel die wat iets met tyrebrandery te doen het. Ek hoop nie daar sulke vakke nie. Maar spyt van hy vakke uit, gooi jy landbouvakke en jy sien jy bou 'n nuwe karakter. As jy res van die wêreld ry op 'n landelike omgewing, sien jy die karakter van die dorp is geïnformeer deur die landboukarakter wat geïnstitusionaliseer is deur die opleiding. So I want to see more schools and education, and I'm happy that we had some good discussions with my colleague, the Minister of Education. I had a discussion with the subject advisor, the agriculture subject advisor, Mr. Van Seye, in the education department. Ons is op dieselfde blaadjie. Ons kan begin. Dinge lyk goed. So I want to see more agriculture schools. That's my mission, that's my dream. Minister, ons weet nou landelike veiligheid is een van die prioriteite. Skole, hoe gaan ons jong mense betrek by ons toekomstige landbou? Wel, landbou speel 'n baie belangrike en kritieke rol in die ekonomie van die Weskaap. En dit is my erns, dit is my plan, dit is my prioriteit om te sien dat ons meer landbouskole vestig hier in die Weskaap. Maar vir die onmiddellike toekoms wil ek meer landbouvakke, landboutegnologie en landboubestuurvakke sien by normale skole hier in die Weskaap. Wanneer 'n mens landbouvakke doen, landboubestuur, landboutegnologie en landbou bestudeer oor die algemeen, kweek jy 'n nuwe karakter, 'n nuwe tipe mens, jy skep 'n nuwe tipe burgerskap. En dis vir my belangrik van mense wat in die landbousektor gefundeer is gefundeer om 'n samelewing te skep waar almal in vrede en in harmonie leef. So dis vir my belangrik. Baie mense woon in landelike gebiede en ons moet meer geleenthede skep sodat ons meer jeug kan betrokke kry by die landbousektor. Van die mense wat aktief tans in die landbousektor is besig om ouer te raak. Ons benodig 'n nuwe generasie om die landbousektor te betree wat ook 'n nuwe tegnologie vir die landbousektor kan bedryf. En ek dink dis 'n nuwe geleentheid. Post COVID-19 wil ons 'n revolusie sien in die landbousektor, landbouopleiding en ontwikkeling hier in die Weskaap. Jy het nou genoem plant. Jy weet, plant in 'n binneband, plant in 'n tyre, plant in jou agterplaas. Wel, ons is ook tans hier besig om 'n groot groentetuin revolusie hier in die Weskaap te loods. Ons wil oral groentetuine sien, elke plakkerskamp, elke gemeenskap, een tuin, een huishouding. Dit is vir ons 'n belangrike strategie om voedselsekuriteit plaaslik by mense aan te moedig, maar ook 'n liefde vir die omgewing, 'n liefde vir die natuur en ook 'n liefde vir jou huishouding. Selfs as jy by jou huis 'n los motorband het, 'n ou bad in jou agterwerf, ons moet daar kompos insit, ons moet daar saadjies plant, want wanneer die saad ontkiem, sien jy 'n nuwe mens, 'n nuwe karakter, 'n nuwe integriteit, ook 'n nuwe liefde vir die lewe. Dit is ons doel, dis ons oogmerk om reg deur die Weskaap een huishouding, een tuin te vestig vir die liefde van landbou. So this is what we are doing, but where I now stand, I'm now looking post-COVID-19. I'm looking at how we can radically reform the industry to make a massive contribution, particularly in local production, education, market access, support our farmers, particularly as it relates to rural safety. And we have also appointed a guy with the name of J.C. Gerber. He's an advocate. He previously worked in the National Prosecuting Authority. If there's a farm attack, I immediately activate him. He immediately made contact with the investigating officer. He immediately made contact with the magistrate dealing with this particular case, because I want to see justice for our farmers. But for now, I want 3 things. I want South Africa to respect farmers. Respect and love farmers. The second thing I want to see is that we build and create a new generation of young people that are rooted in agriculture, because you build a new civil culture. The third one I want to see
is that we grow our agricultural production, support our farmers so that we can continue exporting our products. On that note, I sign off for the love of agriculture.